Vanoggend gesels ek met 'n goeie vriendin van my inner circle. En ons praat oor wat 'n moeilike tyd hierdie tyd van die jaar is. Dis vandag, wat is dit, die 15de Desember. Oor 10 dae is dit Kersfees. Almal maak reg vir vakansie en dis net 'n moeilike tyd vir baie van ons. Baie van ons sukkel met ons finansies, ons gesondheid. Party van ons het ons werk verloor. Miskien beklei jy vir jou huwelik en jou man of jou vrou is nie Kersfees saam met jou nie. Miskien is jou kinders by jou man of jou vrou en jy is dalk alleen. Miskien gaan jy nie eers 'n Kersgeskenkie ontvang hierdie jaar nie. En ons weet dit gaan nie oor die geskenke nie, maar dit is altyd lekker, selfs as 'n volwassene, om iets te ontvang. En baie keer, al is dit nie 'n duur geskenk nie, net daai ietsiekie. En baie van ons weet, ons sal nie eers 'n geskenkie kry nie. Okay. En dit breek 'n mens, dit breek jou as jy al hierdie dinge face. En die afgelope tyd, soos het ek met my warrior wives gesels. Nou as jy nie weet nie, 'n warrior wives, daar's 9 van ons, die oorspronklike 9 warrior wives, wat al vir meer as 3 jaar beklei vir ons huwelike. En dan het ek 'n ander groep warrior wives wat nou met tyd ingekom het. Dis almal vrouens wat beklei vir die restoration van hulle huwelik. Nou my boek kom baie binnekort uit ook oor The Prodigal Husband en waarmee is hy besig? Okay, vir die van julle wat beklei vir julle huwelik. Maar soos ek en sy vanoggend praat en ons praat oor ons is alleen, mense is moedeloos, jy worry oor hoe jy alles gaan betaal, wat jy moet doen en in die tussentyd beklei jy nog vir jou huwelik ook en jou man of jou vrou is op vakansie saam met iemand anders en dit breek jou hier binne. En ons praat so oor wat ons al deur is en ek voel vir so rukkie, voel ek jammer vir myself en ek dink, Jessie, Here, ek is daarom al deur baie, al hierdie nonsens wat ek moes deurgaan in my lewe. En ek dink net aan hierdie afgelope 4 jaar. Eers die kanker, toe my huwelik, en nou onlangs my werk verloor. Ek is nou voltyds in die ministry, maar nou dink ek aan al hierdie goed. En ek staan en ek maak vir myself 'n cappuccino, lekker. En soos ek daar staan en wag vir die ketel om te kook, praat die Heilige Gees met my. En hy sê vir my, Brenda, die Here sit dit net so in my hart. En hy herinner my aan hoe ek net 'n kerk gebou wou hê, al het ek net 200 mense. Dis al. Toe ek nou kankervry is en alles, en jy weet, kanker dat 'n mens anders dink en die lewe anders ervaar en ek wil net 'n verskil maak in mense se lewens. En ek bid en ek sê, Here, gee my net 'n kerkie. Al gee jy my net 150, 250 mense. Okay, ek sal nou 'n skoolsaal gaan kerk hou. Julle, en ek begin e-pos, ek stuur hier in Boksburg, die hele plek vol, skole, ander kerke, hoor jy, kan ons asseblief julle skoolsaal gebruik op 'n Sondagoggend vir 'n kerkdiens? Nee, daai deure slat sommer so toe in my gesig. Okay. En ek gaan vir 'n week lank op 'n vas en gebed. En dit was daai jaar in Oktober gewees. September, ja. Aan die einde van daai vas is my huwelik verwoes. En ek het gedink, Here, my hele lewe val uit mekaar uit. Ek het gevas en gebid vir my kerk en hier val my hele lewe uit mekaar uit. Nou wat nou? Julle, dis nou 4 jaar vandat ek die kanker gehad het, die jaar na dit, die eerste jaar was die kanker, toe sit vir 3 jaar, meer as 3, amper 3,5 jaar wat ek beklei vir my huwelik. Maar elke jaar het ek iets geleer. Gaan kyk bietjie nie na my profiel, dan gaan kyk julle na my ou video's, en julle kyk na die ou Brenda, en dan kyk julle na die nuwe Brenda. Okay, hoe die Here in my gewerk het. En wat die Here deur Strength to Live Ministries gedoen het.
Julle, en ek besef vanoggend, soos ek voor daai ketel staan, sê die Heilige Gees vir my, Brenda, gaan kyk, waar is jy vandag? Ek wil gou vir julle sê, ek het 93,9k followers. Dit vat 94k om die FNB stadion vol te maak. Ok? En ek het 1.1 miljoen likes, en ek vertel dit nie vir jou om te brag, of dat jy nou moet iets dink, dis nie hoekom ek het vir jou vertel nie. Die Here sê vir my, Brenda, jy het gevra vir 150 tot 250 mense in 'n skoolsaal. Deur die hoeveelheid mense wat my volg op TikTok, kan ek die FNB stadion volmaak. En dis nie die mense wat my follow, so as jy my nou nog nie follow nie, druk die follow knoppie, ok. Maar, as ek nie deur hierdie 4 jaar van, en julle, ek gaan nie vir julle lieg nie, dis hel. Dis hel. Om kanker te beklei was verskriklik. Maar elke warrior wife sal vir jou sê, om vir jou huwelik te beklei, om vir jou man te beklei, is iets heeltemal anders. Dit is 'n baie moeilike pad, dis 'n seer pad, hierdie hart hier binne kry baie seer. Die vyand val vir jou aan hierso in jou gedagtes. En soos ek sê, dis die een aanslag op die ander aanslag, en jy word net oorval en aangeval, en 'n mens dink, Here, wanneer gaan dit stop? As ek vat hierdie jaar alleen was vir my horrible, ek weet nie waarheen hierdie jaar gegaan het nie, maar dit is vir my al hoe slegter en al hoe slegter en al hoe slegter. Ek het my werk by die skool, moes ek opgee. Ek het begin werk vir 'n man, en as julle my testimonie geluister het, voltyds vir hom gewerk, hy het my al hoe slegter en slegter behandel. Toe word ek die helfte van my salaris betaal, toe sê hy vir my, nee, ek werk nie meer voltyds vir hom nie, ek werk deeltyds vir hom, en toe fire hy my geheel en al met ek opstaan vir myself. My baie sleg behandel, baie sleg gesê, al sulke goed, ok. En hier sit ek, dis Desember. Maar wat sê die Here? Hy sê, Brenda, jy's deur kanker, gaan kyk jou cancer warriors wat jy het. Ek het jou deur dit gedra. Gaan kyk waardeur jy is, elke jaar so ver, het die Here vir my iets geleer en iets gewys. Niks waardeur ek is, was verniet nie. Dit is nie lekker nie, julle, dis poef. Ok, ek kan nie die ander woord sê nie. Dit is poef. Niemand. Ek wens nie hierdie op my grootste vyand toe nie, want God het vir my 'n belofte gegee 3,5 jaar terug. En ek staan op daai belofte, en ek bid vir daai belofte, maar die vyand kom en sê, het jy reg gehoor? Mense kom, mense heel onskuldig sal vir jou iets sê, en hulle besef nie hoe diep dit sny hier binne nie, want hulle verstaan nie waardeur jy gaan nie. So ek wil jou bemoedig vandag, kyk wat het God vir my gedoen. Ek het gevra vir 'n skoolsaal, iemand se kerk, maar nee, niemand was bereid om dit te doen nie, waar ek net 100 mensies, 200 mensies kon indruk. Wat het die Here vir my gegee? Ek kan 'n stadion volmaak met die hoeveelheid mense. En dis net op TikTok, ons praat nog nie, ek het 'n YouTube, daar's Facebook, daar's Instagram. Okay, daar's ander plekke ook. Don't underestimate God. En hy het dit alles gedoen, terwyl ek het nie eens agtergekom het nie. Dit waardeur ek moes gaan, het my uitgebring waar ek moet wees. En ja, die Here is nog besig om te werk, en ek vertrou hom vir my deurbraak en vir my miracles, and he will still do it. Maar ek wil vir jou sê vandag, moenie die handdoek ingooi nie. Die Here is besig om te werk. En as jy struggle met gesondheid, siekte, jou huwelik, wat ook al, reik gerus uit, stuur vir my 'n DM. As jy my nuwe boek wil koop, Fighting for the Prodigal Husband, vir julle wat beklei vir julle huwelike, laat my weet, hy gaan binnekort gepubliseer word. En ons het 'n klomp kursusse, soos die Spiritual Warfare kursus wat ek aanbied. DM my en ek stuur vir jou die inligting. Geseënde aand.
Shalom.